Nou, elkeen van julle wat moeite gedoen het om hier te wees, baie dankie. My dank ook aan Dominee Piet Schoeman en aan die kerkraad in sy aanwesigheid. Altyd dankbaar vir die geleentheid om die woord van die Here te kan bedien en om 'n instrument in God se hande te wees. Mag my gebed is dan ook dat vanoggend se erediens vir julle elkeen ook tot groot seën sal wees. Ons tema vanoggend is, wat beteken dit as ons sê ons worstel met God? Nou, julle kan julle Bybel saam met my oopslaan. Ons gaan twee skrifgedeeltes doen. Genesis 32 vanaf vers 24 en ook net so 2-3 verses uit Hosea 12. Ek sal vir julle genoeg tyd gee om die skrifgedeeltes te open. Genesis 32, ons lees vanaf vers 24. Goed, as allemaal die plek het. Genesis 32, vers 24 tot 30. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin, slaan hy op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak toch die naam bekend, en hy antwoord hom, waarom vra jy toch my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en toch is my lewe gered. Ons tweede skrifgedeelte is Hosea 12, vers 3 tot 5. En die Here wil ook 'n twis met Juda, en hy sal oor Jakob 'n soeking doen volgens sy weë, om vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou, en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel en die oorhand gekry, hy het geween en hom gesmeek. By Bethel het hy hom gevind, en daar het hy met ons gespreek. Voordat ons luister na die woord van die Here, kom ons buig net ons hoofde en ons vra vir die Here dat hy die woord sal seën vandag. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons in die huis teenwoordig mag wees. Here, waar ons nou na die woord gaan luister, vra ons Here dat u ons harte sal open, ons oë sal open, ons ore sal open, dat ons sal hoor en verstaan dit wat u vir elkeen vandag vir ons wil sê. Here, seën die woord in ons lewe en dat dit wat ons vandag hoor, dat ons dit ook deel van ons lewe sal maak en dat dit ook deur ander mense sigbaar sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Net so inleidend, die Jabok-rivier, hy is so 2/3 tussen die see van Galilea en die Dooie See. Hy loop weswaarts in die Jordaanrivier in. In die droë seisoen is dit eintlik maar meer 'n stroompie of 'n struik soos hulle hom noem. Jy kan maklik oor hom spring, en dan in die reenseisoen is dit 'n lekker groot sterk rivier wat met vors kan afkom. Nou, ons hoofkarakter vanoggend is 'n meester van rampspoed. Die Engelse stel dit verskriklik mooi. Hulle sê hy's 'n master of disaster. Nou, Jakob het 'n reputasie gehad dat hy gekry het wat hy wil hê. Op welke wyse het sy, of dit eerlik was of oneerlik. 2 keer het hy
steekte kaarte onder uit die pak aan sy tweelingbroer Esau uitgedeel, net sodat hy self bietjie hoër op teen die familieboom kon uitklim. Hy het ook sy eie vader, wat half blind was, 'n rad voor die oog gedraai, en dit was 'n bedrogspel wat 'n geskenk aan hom verseker het, waarop hy in die eerste plek nie geregtig was nie, en wat hy andersins nooit sou ontvang het nie. Hy het ook sy skoonpa Laban, het hy ingeloop uit sy beste vee, en toe niemand kyk nie, het hy sy vroue, sy kinders en sy vee gevat, al sy besittings bymekaar gemaak en laat staande. Nou vir Jakob het die doel altyd die middel geheilig. Sy slinksheid is slegs oortref deur sy vermetelheid, en sy gewete het hy net genoeg gesis sodat hy slags kon slaap, en sy voete was net vinnig genoeg sodat hy altyd een tree voor die gevolge van sy dade was. Maar dit was totdat hy by 'n rivier gekom het met die naam Jabok. Nou, by Jabok het Jakob sy geslepenheid hom ingehaal. Hier is Jakob eintlik geforseer om nie net homself nie, maar ook vir God te trotseer. Jakob het by die Jabok rivierkant opgeslaan, en hy kry toe die boodskap dat grootharige Esau met 400 manskappe op pad is om hom te kon ontmoet. Nou dit was 20 jaar nadat sy broer Jakob hom bedrieg het. Met ander woorde, meer is genoeg tyd vir Esau om 'n heerlike potjie weerwraak te kon opkook. Nou, tot Jakob se krediet moet ek en jy vandag van mekaar sê, maar hierdie keer het Jakob nie probeer weghardloop nie. En 'n mens, as mens die gedeelte lees, kan nie eintlik anders as om te wonder, maar hoekom nie? Miskien was Jakob siek en sat van om altyd weg te hardloop. Miskien was hy moeg van hierdie duistere karakter wat hy elke oggend in die spieël gekyk het. Miskien het hy besef, maar sy verlede het hom opgevang. Of was God dalk sy motivering? Was God dalk die oorsaak dat Jakob besluit het om uit die skaduwees te tree en die waarheid vir eens en vir altyd in die gesig te staan? Nou die woord Jabok beteken om te worstel. En om te worstel is presies wat Jakob hier gedoen het. Hy het geworstel met sy verlede, al die wit leuns, al sy gekonkel, sy geknoei, sy skandes en sy skandale het hy mee gestoei. Hy het gestoei met die situasie waarin hy verkeer het. Hy was soos 'n spinnekop wat vasgevang was in sy eie wet van bedrog en geslepenheid. Maar hy het ook geworstel met God. Hy het geworstel met dieselfde God wat by Bethel van 'n leer afgeklim het om hom te verseker, maar Jakob, jy is nie alleen nie. Hy het geworstel met dieselfde God wat vroeër vir hom die versekering gegee het, maar Jakob, jy is nie alleen nie, en hy het geworstel met dieselfde God wat vir hom beloof het dat die land wat hy vir hom voorberei het nog steeds syne is. En hier is eintlik 'n bewys vir jou en vir my, dat God seën vir jou en vir my. Hy seën ons lewe ten spyte van ons lewe en nie as gevolg van die lewe wat ons lei nie. En nou so sien ons Jakob in die hele nag met God geworstel op die oewers van hierdie Jabok rivier, het hy gerol in die modder van sy foute. Hy was siek en sat van sy verlede en hy was desperaat vir 'n nuwe begin, en omdat Jakob dit so graag wou gehad het God hierdie vasberadenheid van Jakob beloon en hy het hom 'n nuwe naam gegee en 'n nuwe belofte. Maar wat ek en jy ook in gedagte moet hou vandag is, hy het ook 'n verstuikte heup gehad as 'n herinnering aan hierdie worsteling wat hy met God gehad het by die Jabok rivier.
Nou wat beteken hierdie skrifgedeelte vir ons vandag? Elkeen van ons, ek en jy, een of ander tyd in ons lewe, gaan ek en jy van aangesig tot aangesig kom met ons verlede. En dit is altyd 'n ongemaklike situasie. Wanneer jou en my sondes ons inhaal, dan kan ons een van twee dinge doen. Ons kan van God af probeer weghardloop, of ons kan met God worstel. En baie van ons probeer om van God weg te hardloop, deurdat ons sonde rasionaliseer met verskoning soos, maar ek was 'n slagoffer van my omstandighede of die ou verskoning. Here, dit was nie ek nie, dit was so en so. Of hierdie ene. Maar daar is so baie ander mense wat baie erger dinge doen as ek. En die probleem met hierdie soort ontvlugting is dat dit hoegenaamd geen ontvlugting is nie. Dis eintlik 'n oppervlakkige kamouflering wat ons doen. Probleem is, dit maak nie saak hoeveel laag grimering jy oor 'n blou oog smeer nie. Onder die grimering is jou oog nog steeds blou en nog steeds seer. En Jakob het dit uiteindelik besef. En met die gevolg is Jakob het vir jou en vir my 'n voorbeeld gestel wat waardig is om na te volg. Die beste manier om jou verlede te trotseer is om jou gordel vas te maak, jou boue op te rol en dan die spreekwoordelike bul by die horings te pak. Niks meer van om jou verantwoordelikhede te probeer ontduik of om 'n sondebok te soek. Niks meer van geheimhouding of om jou sonde te probeer toesmeer nie. Elkeen van ons, ek en jy, benodig 'n konfrontasie, 'n worsteling met ons Skepper. En voordat ek en jy die tydelike met die ewige gaan verwissel, gaan elkeen van ons by ons Jabokspruit kom wat ons alleen gaan moet oorsteek en met God worstel. Ook ek en jy sal God se aangesig op ons voel, wanneer God ons daaraan herinner dat sonder hom is ek en jy niks. Ons is ook maar met ons besmette harte en ons besoedelde siele, gaan ek en jy eerlik voor God moet bely, teenoor God die een wat ons donkerste geheime ken. En die resultaat vir jou en vir my sal ook verligtend wees, soos wat dit op die ou einde vir Jakob was. Maar onthou, elke tree wat Jakob daarna gegee het, was 'n pynlike herinnering vir hom aan hierdie les wat God vir hom geleer het by die Jabokspruit. Miskien wonder jy of jy al reeds alles te lank aan toeval oorgelaat het. Maar dis juist hoekom hierdie skrifgedeelte vir ons hier is, sodat ek en jy daaruit iets kan leer. Dit leer vir ons dat geen mens is te sleg vir God nie. Maar onthou ook dat om 'n geslepe karakter soos Jakob in 'n geloofsheld te omskep, was vir God geen maklike taak nie. Want dit het God 'n hele nag se worsteling gekos om dit reg te kry. Nou kom ons kyk in 'n bietjie meer detail presies wat in Jakob se lewe gebeur het. Wat het God met Jakob vermag met hierdie worstelstryd? Daar was 5 sleutelgebeure in Jakob se lewe wat God tot stand moes bring voordat God vir Jakob kon seën. Nou hierdie 5 lewenslesse is ook op elkeen van jou en my van toepassing. Soos wat God vir Jakob deur hierdie volle sirkel geneem het en hom in die regte verhouding met God gebring het, so sal God vir jou en vir my ook in die regte verhouding met hom bring. Nou die eerste lewensles is, Jakob moes kom by 'n plek
waar hy alleen was met God. En die eerste vraag wat by jou opkom is heel waarskynlik hoekom? Hoekom wil God alleen wees met jou? Die antwoord is eenvoudig, want God wil jou volle aandag hê. God verwag niks minder van jou. En die tweede rede is om alleen te wees met God. Dit is juist daar waar ek en jy geestelike oorwinning in ons lewe behaal. Onthou, Jakob was nie die enigste persoon wat met God geworstel het met dinge in die verlede nie. Daar was Moses in die wildernis wat vir God gesê het, Here, asseblief net nie ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie goed praat nie. Daar was Elia wat onder die boom gesit het en gesê, Here, tot hiertoe en nie verder nie, ek kan nie verder nie. Dawid wat in die grot vasgesteek was deur Saul en tot die Here gebid het en gesê, Here, ek weet nie meer wat om te doen nie. As daar 'n area in jou lewe is waar jy teen God rebelleer, dan sal God jou by 'n plek uitbring waar jy alleen met hom gaan verkeer. Net jy en God. Daar's twee mense in hierdie lewe van wie jy nie kan weghardloop nie. Dit is van God en van jouself. En daarmee saam natuurlik die dinge wat jy vir God probeer wegsteek. En die dinge waar jy weet, of die plekke waar jy weet, waar jy nie in die regte verhouding met God staan nie. En dit is dan juist daar, by jou Jakobstryd, waar God jou sal kom ontmoet. Wanneer gaan God jou kom ontmoet? Ons skrifgedeelte sê vir ons, in die middel van die nag. Nou, hoekom juist in die nag? Want dis juist daar in die donker, waar ek en jy ons foute, ons hartseer, ons vrese en ons bekommernisse, ons mislukkings, dis daar waar ons dit vir God probeer wegsteek. En juist daar waar ek en jy ons sonde vir God probeer wegsteek, dit is daar waar God vir jou en vir my gaan kom ontmoet. Die sleutelelement hier is skeiding. Skeiding van wat? Skeiding van dit wat jy vir God in jou lewe probeer wegsteek. Waarom het God Jakob se gebed nie dadelik beantwoord nie? Hoekom het God met Jakob geworstel? Die antwoord hier sien ons in Matteus 6 vers 6, dat God wil alleen wees met jou. Om alleen te wees met God is 'n toets van jou karakter. Daar staan, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborge is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dit sê vir ons, daar is 'n geweldige krag in 'n private gebed. 'n Gebed wat jy nie in die openbaar kan bid nie. Dis 'n gebed waar jy 'n openheid het met God, waar jy jou siel voor God uitstort. Net jy en God, niemand anders nie. Dit is 'n plek waar jy totaal en al openhartig en eerlik met God gaan wees. Weg van goed wat jou aandag kan aflei. En dit is daar in jou binnekamer waar jy tot God bid. Jy sluit jou af van die wêreld, van die dinge daar buite, maar deur dit te doen beteken eintlik jy sluit jou in by God. En dit is juist daar waar jy jouself leer ken, jou hart, jou behoeftes, jou begeertes. En meeste van alles is daar in jou binnekamer waar jy vir God leer ken. Om alleen te wees met God is om jouself te sien soos wat God jou sien. Jakob moes alleen wees met God. Een van die vrae wat jy vanoggend vir jouself moet vra is, wat is daar nog in jou lewe wat God jou van moet skei? Dan die tweede lewensles sien ons, Jakob moes gebring word by 'n punt waar hy op 'n einde gekom het met homself. Ek en jy het elkeen ons eie planne. Jakob het altyd 'n plan gehad, hy het altyd 'n plan B en 'n plan C gehad.
Ons reken altyd maar, ek kan nog dit doen, of ek kan nog dat probeer. En soos Jakob, kan ons altyd ons weg uit die moeilikheid uitprobeer, loskoop. En dan sien ons maar, nadat Jakob geloof in God getoon het, en tot God gebid het, en God gevra het vir hulp, dan verlaat hy die plek, en hy vertoon dadelik weer ongeloof. Toe hy klaar gebid het, loop hy weer in eie krag, weer besig om planne te maak, hoe om sy broer Esau se guns te wen, in steede van net om God op sy belofte te neem. In steede van om die geloof uit te lewe, wat hy nou net van God afgebid het, gaan hy terug om weer planne van sy eie te maak. Maar is eintlik meer as net dit. Hy gaan terug om dinge op sy manier te doen. Hy gaan terug om dinge op sy manier te doen en sy sin te kry op sy voorwaardes. En let mooi op, nadat hy sy eie kop gevolg het en sy eie planne beraam het om Esau tegemoet te gaan, het hy weer agteraf gekonkel en hy was absoluut niks beter daaraan toe. Hy het nog steeds geen rus vir sy siel gehad nie, geen vrede en ook geen selfvertroue om vir Esau tegemoet te gaan nie. Daar was nog steeds daardie onsekerheid by Jakob dat Esau hom nie sal aanvaar nie. En die lewensles hier is dat wanneer ek en jy ons eie planne maak, in steede daarvan om God met sy plan vir ons te vertrou, dan sal ek en jy ook geen rus en vrede hê. Die kern van vandag se skrifgedeelte is die volgende. Ons moet hierdie frase van worstel met God, moet 'n mens in perspektief gaan stel. Wie het met wie geworstel? Het Jakob met God geworstel, of het God gekom om met Jakob te worstel? Vraag is hoekom? Hoekom het God gekom om met Jakob te worstel? En daar's net een rede daarvoor, en dit is om Jakob sy eie wil en sy eie ek te kom breek. God het gekom om met Jakob te worstel, omdat Jakob nog steeds gedink het, maar hy kan alles alleen reg kry en alles op sy eie reg kry. En so het God met hom geworstel uur na uur, en hoe langer hulle geworstel het, hoe sterker of hoe stewiger het God se greep op Jakob geword. Die laaste ding wat Jakob moes prysgee, was sy onafhanklikheid van God. Hierdie selfgenoegsaamheid, sy eie krag, sy eie vermoë. Jakob moes uitkom by 'n plek waar hy kon sê, Here, ek is niks. Sonder U is ek niks. Sonder U het ek niks. Geen hoop, geen vrede, geen toekoms. En daarom sit God sy vinger op die plek waar Jakob die sterkste is, in sy onderlyf, in sy bene. En met eens is al Jakob se krag weg. Van daai oomblik af kon Jakob nie verder stoei nie, en in steede van om met God te worstel en te stoei, kon Jakob net vasklou aan God. Jakob wou God se seën gehad het, maar God het gesê, voor ek jou seën, soek ek transformasie by jou. Jy moet verander. Jy het al vanoggend kerk toe gekom om na God se woord te luister, en tot dusver worstel jy met elke woord wat jy hoor. Jy dink dalk maar, dit kan nie waar wees nie. Dit kan tog nie op my ook van toepassing wees nie. God sal nie met my kom stoei nie. Maar dit is waar. Alle Christene worstel met God se woord. Areas in ons lewe waar ons weet ons is nie in die regte verhouding met God nie. Ons het trots, ons het ons troetelsondes, ons het ons wegsteeksondes, ons het ons verskonings, en jy reken dalk maar,
Daar's baie ander mense wat baie erger dinge doen. Kyk maar na daai ou op die preekstoel. As die Here hom kon red, dan moet ek so waar 'n VIP sitplek eendag in die hemel kan hê. God het vir Jakob gebring waar hy aan die einde van homself gekom het, deurdat God weggevat het van Jakob dit waarop hy die meeste vertrou het. Jakob het staat gemaak op sy eie krag. En 'n vraag wat jy vanoggend vir jouself moet beantwoord is dit: waar moet God sy vinger op jou sit, sodat hy 'n einde kan bring aan jouself? Vir baie mense is dit 'n hospitaalbed, vir ander mense is dit dalk 'n tronksel. Die waarheid is dat sommige van ons worstel nog ons hele lewe lank met God, sonder dat ons dit besef. Lewensles 3. Jakob se worsteling moes verander van worstel na vasklou. Met ander woorde, van rebellie na vertroue. Om met God te worstel is nie altyd net sleg nie. Om met God te worstel is 'n tyd van selfondersoek. Dis 'n tyd wanneer jy daardie intieme gemeenskap met God beleef. 'n Tyd wanneer jy volhou of 'n volhoudende gebed tot God bid. Baie keer is dit 'n tyd van groot ongemak in jou lewe. Dit is vir ons ongemaklik om in God se teenwoordigheid te wees. Maar dit is ook 'n tyd dan wat ek en jy alleen met God kan wees. 'n Tyd om hierdie onuitspreeklike begeerte wat ek en jy in ons het, dat ons dit in ons lewe wil ervaar. 'n Tyd waarin jy so vasbeslote is om nie jou greep op God te los nie. Dis 'n tyd wanneer jy diep emosies sal ervaar, 'n tyd wat jy 'n diepe toewyding aan God sal hê, 'n tyd wanneer jy besef maar dis tyd om oor te gee, 'n tyd om jou aan God te onderwerp, aan God se wil vir jou lewe. Dis 'n tyd wanneer jy soek na antwoorde in jou lewe, en dis 'n tyd wat jy het om God te vra vir die hulp wat jy nodig het in jou lewe. Solank as dat ek en jy teen God worstel, beteken dit ek en jy is besig om te stoei en te beklei en te worstel teen God se wil vir ons lewe. Ons wil iets anders hê, ons wil iets anders doen, ons wil dit op 'n ander manier doen. As ek en jy gaan aanhou om met God te worstel, dan laat ek en jy vir God eintlik geen ander keuse as om hierdie worsteling met hom in 'n vasklouery te omskep nie. Daar is areas in ons lewe waar ons aan God moet vasklou. Ons het nie 'n keuse nie. Dink maar byvoorbeeld aan jou verlossing, om vas te klou aan die kruis, om vas te klou aan God se beloftes wat hy vir jou in sy woord het. Sommige mense probeer om hulle lewe hulle probeer hulle verlossing verdien deur goeie werke. Redding deur goeie werke is die godsdiens van worsteling. Bybelse Christendom is die godsdiens van 'n ware lewende verhouding met God. Let op vers 26 in Genesis 32. Jakob het 'n versoek. Hy sê ek sal nie laat gaan tensy U my seën nie. Let op hierdie verandering in Jakob se houding teenoor God. Aanvanklik het hy met God geworstel, maar sy verhouding het verander van weerstand teen God na vertroue in God. Van onafhanklik wees van God na om afhanklik te wees van God. Vraag is, worstel jy nog steeds met God, of klou jy vas aan die enigste een wat jou verlossing vir jou kan gee? Wat moet God nog in jou lewe kry of doen om jou so ver te kry om op te hou om te worstel met hom
en om jou so ver te kry om in hom te vertrou met die wete dat dit wat hy vir jou lewe in gedagte het, is beter as dit wat jy vir jou lewe in gedagte het. Lewensles nommer 4. Jakob moes sy sonde bely. Let op die vraag in vers 27. Wat is jou naam? Gemeente, hier is nie sonder net 'n onskuldige vraag nie. God het ons geweet, hy is besig om met Jakob te worstel. Hoekom dan vir Jakob vra, wat is jou naam? Dan moet dit 'n dieper liggende doel wees agter die vraag, wat is jou naam? Wanneer jy vir God sê, my naam is Solly of wat ook al. Nou die naam Jakob beteken 'n onderkruiper of 'n bedrieger. In wese, toe Jakob sê my naam is Jakob, het hy sy natuur aan God beskryf. Hy het aan God bekend gemaak en hy het gesê, my naam is eintlik 'n simbool van bedrog, van knoeiery, van killery en van leuns. En deur vir God te sê, sy naam is Jakob, het hy sy sonde teenoor God bely. En let dan op hierdie naamsverandering. Israel, dit beteken om met God te worstel en om te oorwin. Jakob was natuurlik nie die enigste persoon wat 'n nuwe naam gekry het nie. Daar was Abraham, Sarai, Saul, ook Petrus het 'n nuwe naam gekry. Wanneer ek en jy na God toe kom met ons sonde en dit bely, dan sal ek en jy ook 'n nuwe naam kry. Ons lees dit in Openbaring 2 vers 17 en ek sal hulle gee 'n wit keursteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. Vraag vanoggend is, watter sonde is daar in jou en my lewe wat ek en jy nog teenoor God moet bely? Laaste les. Vir Jakob om geseën te word, moes hy 'n gebroke man word. Hoe doen God dit? Hy doen dit deur ons minder te maak en Christus meer in ons lewe. Jakob wou gehaat het, hy wou so bitter graag gehaat het dat God hom moes seën, maar God wou iets van Jakob ook gehaat het. God wou gehaat het, Jakob moes aan hom vasklou vir sy lewe, vir sy vrede, vir sy vreugde. God kan vir jou en vir my breek op 'n verskeidenheid van areas in ons lewe. Ons trots, ons selfgenoegsaamheid, ons hardkoppigheid en ons sondige gewoontes. Vraag is, wat moet God nog in jou lewe doen om jou so ver te kry om aan hom vas te hou? God is in staat om jou en my grootste ramp te kan omkeer om sy naam mee te verheerlik. Wat ek en jy het in God is soveel meer as wat ek en jy nie het nie in iets of iemand anders. Maar onthou, Jakob se heup was uit lid, permanent. Ons sien Paulus is gelaat met 'n doring in die vlees. Daar was Job, Jona, Naomi, om maar enkele voorbeelde nog te noem. Jakob moes 'n gebroke man word. Om God se seën te ontvang, moes Jakob hom aan God se wil onderwerp. Miskien het jy ook al Jakob se pyn gedeel, omdat God jou aan die einde van jouself gebring het. God moes vir Jakob nederig maak, en hy moes hom bring by 'n punt waar Jakob sy eie swakheid besef het. God is hier besig om vir Jakob 'n les te leer, en dit is
om in God te vertrou en nie in jou eie krag nie. God se krag word volmaak in ons swakheid. Dit simboliseer die karakter verandering wanneer ons eie egosentrisiteit ondergeskik stel aan dit wat God vir ons lewe in gedagte het. Interessante vraag, as dit dan God was wat met Jakob geworstel het, hoekom het God nie sommer dadelik vir Jakob oorweldig nie? En ons sien in hierdie gedeelte dan eintlik dat hierdie Jakob episode in die kleine die hele evangelie boodskap vir ons gee. Dit vertel van hoe God vir Jakob na hom toe moes teruglei, wat vir Jakob nie net afhanklikheid nie, maar ook vertroue moes leer deur 'n skuldbelydenis. En dit is presies wat ek en jy doen by die kruis van God. Kom ons vat hierdie evangelie boodskap gou saam. God skei ons van dit wat vir ons die belangrikste is in ons lewe, sodat ons alleen kan wees met hom. Dan neem God weg dit waarop ek en jy die meeste staat maak, ons eie krag, en hy bring ons aan die einde van onsself. Dan verander God ons worsteling, hierdie worsteling wat ons het teen sy wil vir ons lewe, en hy verander dit na 'n vasklou, na 'n vertroue in hom. Dan sien ons daar is 'n sondebelydenis, en God sal ons breek, hy sal ons aan die einde bring van onsself, deur ons minder te maak, en vir Christus meer in ons lewe. Ek en jy mag dalk ook 'n permanente letsel oorhou, 'n simbool van hierdie karakterverandering van ons, deurdat ons eie egosentrisiteit opgegee het. Kom ons sluit af. Ek wil dit doen deur 'n stelling te maak. Dit wat jou die meeste hinder in jou groeiproses in God se genade, dit wat jou die meeste hinder, is nie soseer die feit dat jy geestelik swak is nie, maar dit is die feit dat ek en jy te veel op ons eie krag staat maak, op ons eie vermoë. God kan ons geestelike swakheid gebruik. Wanneer ek en jy geestelik swak is, dan is ons eintlik sterk. Wanneer ons geestelik swak is, kan God dit nog steeds gebruik om sy naam te verheerlik. Maar as ek en jy gaan aanhou om in ons eie vermoë te glo, om dinge op ons manier te doen, op ons manier te wil hê, dan sal God kom om met ons te worstel, en ons sal soos Jakob die vreugde kan ervaar van 'n nuwe begin. Wanneer jy met God worstel, onthou dit. Rig jou woede direk teen God. God kan dit hanteer. God se skouers is breed genoeg om jou en my, om ons woede, ons klagtes, ons vrae, ons misnoë, ons hoekoms, ons twyfel en selfs ons kritiek teenoor hom te kan hanteer. Maar onthou dat wanneer God gaan kom om met jou te worstel, dan begeer God eerlikheid van jou. Nie skynheiligheid, ontkenning of verskonings nie. God se genade is vir jou en vir my elke dag genoeg. Sy liefde vir jou is onfeilbaar en sy voorsiening vir jou is altyd genoeg. Amen.